kant, sangers, ons waardeer julle. Is 'n voorreg om weer vanoggend julle te bedien. Van ons ander leiers is 'n bietjie weg vir die dag. Tron hulle kom môre terug. So hy preek weer volgende Sondag. Ek dink hy kan nie meer wag nie. So ja. Sien nie uit na vanoggend. Ons het laasweek vir jou gesê die tipe woord, as jy kerk toe kom om te sê, wat sê God vir my? Onthou julle nog die wat hier was? Ja, 7 male. Wat sê God vir my? As ons kom na die plek van aanbidding of die plek wat jy kerk doen, whatever you want to call it, dis die plek waar jy kom en sê, ek wil hoor wat sê die Here vir my. So as ek vandag goed sê, die meeste van julle sal weet waarvan ek praat, julle kom hulle tydjie saam. Ons spreek nie elke Sondag daaroor, maar ek dink is tyd dat mense dit weer moet doen. Maar en as jy nie altyd hier is nie, en ek sê goed dat jy nou nie lekker sit op jou nie, en jy kan dit nou nie lekker verstaan nie, moenie jou kopje los nie. Bly by die woord. Nie by jou tradisie nie. Bly by die woord. Nie dit wat jy deur jare geleer het en as dit teen die woord is, dan is dit van geen effek nie. En die Here Jesus het gesê in stadium, hy sê, julle tradisies maak die woord kragteloos. Sê tradisies jou lewe, die woord kragteloos maak. So kom ons kyk na iets wat ons redelik baie oor gesels het al. Maandag aand wat verby is, Dr. Andries ook daaraan geraak. Maar ek wil begin in Romeine 3. Nou wat vanoggend gebeur, ons computer het ons agtergebreek, altyd die laptop. Hy wil nie meer lekker werk nie. So Bernice het nou haar eie laptop gebring en ons kon nie al die skrifte daarop aflaai nie, net sekere skrifte. Maar ons vertrou dat by volgende Sondag ons laptop weer kan werk en u lekker saam ons kan lees. Maar ek begin in Romeine 3. Van vers 23 af. Wat ek vanoggend jou gaan deel is oor as ek dit so mag noem, die wet en die genade. Al twee van hulle word in die Bybel van geskrywe. Die een word 'n wet wat die Here van Moses en vir Israel gegee het. En die ander een is die genade. Nou Johannes, die eerste hoofstuk kom en hy sê, hierdie ding, miskien moet ek dit net vir jou lees. Dit sal nou nie op die bord wees nie, maar moenie dit jou ontstel nie, dat ek sal uit die Bybel uit bly lees. Hy sê in Johannes 1, hy sê in vers 14, en die woord het vlees geword, het onder ons gewoon, en ons is 'n heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Van wie praat hy? Hy praat van die Here Jesus, wat van die Vader kom, hy is vol van, onthou die konsep, onthou wat ek jou sê, genade en waarheid. As jy nog by my, sê saam met genade, waarheid. Sê vir jou langs jou, dis genade en waarheid. Kom aan, praat met mekaar. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy vir wie ek gesê het, wat na my kom, het voor my geword, al was hy eerder as ek. En uit sy volheid, dis Jesus se volheid, het ons almal ontvang, sê hy, ja, genade op genade. En dit kom uit sy volheid uit. Dit kom uit nergens as hy, eintlik as ek dit mag so stel, hy is genade. Soos ons sê, God is liefde. God is genade.
Jesus is liefde. Hy is genade. Dat kom uit sy volheid uit. Dis nie dat hy so klein iewers in hoekies in die kamertjies en gaan soek net vir 'n bietjie van genade nie. Hy het die volheid daarvan en uit sy volheid gee vir jou genade op genade. Die wet is deur Moses gegee. Ons het laasweek net so vinnig, of was dit woensdag aand gesê, maandag aand. Die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. OK, voor ek verder gaan wil ek hê, as jy kind van die Here is, wedergebore is, 'n Nuwe Testamentiese mens is, in die Nuwe Testament kant lewe, die opgestane kant lewe, dan het jy 'n besluit om te maak, en dit is baie keer wat ek vir die kerk sê, om 'n besluit te maak. Ek kan nie glo dat 'n ou dit vir die kerk moet sê nie. Die kerk moet besluit, is ons onder Moses of is ons onder Christus? Nou, as jy onder Moses wil wees, dan het jy 'n probleem. En die probleem is dat die wet vertel jou wat sonde is, maar hy kan jou nie red nie. Hy kan vir jou vertel, dit is verkeerd, maar hy kan nie vertel om reg te maak. Hy kan jou nie help nie. Jy bly in die moeilikheid. Jy bly onder veroordeling. Genade en die waarheid wat deur Christus Jesus kom, is genade sê dat hy vir jou iets gee wat jy nie verdien nie. Is jy nou nog by my? ek wil net een woord. Genade is as God jou iets gee wat jy nie verdien nie. Ons verdien nie sy heerlikheid nie, ons verdien nie sy goedheid nie, ons verdien nie sy guns nie, ons verdien nie die hemel nie, ons verdien nie redding of ons verdien dit nie. Maar hy gee dit vir jou in elk geval. So ek praat nie oor genade as nie net as iets wat vir jou gegee word nie, dis 'n persoon. Want as jy Jesus ontvang in die plek van Moses, Jesus ontvang, dan ontvang jy uit hom uit genade op genade. As jy hom in jou lewe ontvang. Nou kom hy en ek gaan nou weer terug net gou na Romeine 3 toe. Hy sê, want almal het gesondig, vers 23, en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle, dis nou die wat gesondig het, hulle aan wie die heerlikheid van God ontbreek, hy sê dis almal, en hulle word deur sy genade sonder verdienste, sê sy aan my sonder verdienste. Dis wat ek vir jou beskryf, jy ontvang iets wat jy nie verdien nie, en hier kom die skrif en hy sê, deur sy genade sonder verdienste. Regverdig word ons geregverdig, die verlossing wat in Moses is. Maar ook ek weet as nie op die woord nie, nou weet jy nie of ek reg is of verkeerd is nie. Hy sê deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Is jy nog by my? Sê saam met verlossing is slegs in Jesus Christus. Hy het gesê in Johannes, hy sê niemand kon na die Vader nie behalwe deur my nie. So hy is die enigste weg, die waarheid, die lewe, genade, verlossing, en hy kom gee jou verlossing, iets wat jy nie verdien nie. Jy word geregverdig. Jy word geregverdig die verlossing wat in Christus is. Dis hoekom die skrif sê oor die Here Jesus, en Paulus skryf in 2 Korinte 5. Hy sê God het hom, dis nou Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak. Sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek sê jy moet dink. Ek weet in ons wêreld werk nie, weet jy kry niks vir niks. Jy moet betaal, broer, jy betaal jou pad oop. Dis die wet van Transvaal. Jy moet jou bes doen, jy gee jou alles, jy weet, en jy doen jou bes, en jy vas en bid 7 dae 'n week, en jy getuig, en jy doen al, jy hou net aan om iets te doen, jy moet dan net iets goeds doen, om God te beïndruk. Maar ek wil jy moet weet, dat is geen manier wat die Here beïndruk nie. Dat jou werke gaan niks gebeur nie. Jou eie geregtigheid, sê die skrif, is soos 'n wegwerplike kleed. En dit, as ek moet daai ding vir jou eksegese doen, is dit 'n vreeslike storie, so ek gaan dit nie vreeslik doen nie, maar jou beste, jou eie geregtigheid wat jy opwek, is soos 'n kleed wat weggewerp word. So, jou eie werke gaan jou nergens kry nie.
Jou enigste redding en verlossing is om te glo in die persoon wat genade is, wie se naam Jesus Christus is. Hy is die enigste redder en die enigste verlosser. En ek wil herhaal, en as ek skuld goed doen, moet jy weet, ek doen dit omdat ek in my gees 'n ding ervaar en iets optel, en daarom herhaal ek 'n ding. Ek wil net hê jy moet weet, jou beste werke gaan jou nie red nie. Jou enigste redding, jou enigste pad hemel toe is Jesus Christus. Nou, ek weet as ek hier goed begin preek, en ek preek gewoonlik 8 weke daaroor, wat amper ook te min is, want dis 'n verskriklike onderwerp, 'n groot onderwerp, want jy het nodig om mense se gedagtes verander, en toe in die week gepreek, toe sê hy hierdie ding, hy sê die bekering is vir die kerk. Wat is hy Engelse woord vir bekering? Hey? Repent, daar sê ek, dankie. Want jy het ook dieselfde boodskap geluister as ek. Repent, repentance. To repent is nie vir die wêreld, is vir die kerk. Want repent beteken om jou gedagtes te verander. Wat beteken? Toe Petrus sal preek en sê vir daai klomp repent, toe sê change your mind. Think in another way about the Lord Jesus Christ. Hy is nie 'n wegwerpsel, 'n sleg ding nie. Hy is nie 'n sekteleier nie. Hy is die redder en verlosser. Change your mind. En dit so die kerk, maar die kerk moet die hele tyd kom by repent, changing your mind. En Paulus skryf baie daaroor in Romeine, veral wat hy ook kom en hy sê vernuwe julle denke, vernuwe julle denke. Daai woord vernuwe is juist om te repent, jou gedagtes te verander na iets anders toe. En nou kom hy hier en hy sê vir ons, hy sê dat die genade kom deur Jesus Christus. Jou redding is sonder verdienste. Is niks wat jy gedoen het of ooit gaan doen nie. So wat ek sê, moet jy mooi luister, ek sê nie jy moet soos 'n hooligan leef nie, dis wat ek sê. Ek sê net jou werke sal jou nie red nie. Maar mense wat gered is, leef 'n ander manier as wat hulle geleef het voor hulle gered is. Verstaan jy dit? Daai cowboy wat jy was voor jy Jesus ontmoet het, verander heel iets anders ter die oomblik toe jy Jesus ontmoet. Ons praat van wedergeboorte. Dat is iets van jou gebeur. Ek praat daarvan, maar om daar te kom, wil ek jy moet verstaan, jy word nie gered deur jou werke nie. En ongelukkig het die kerk ding ontwikkel deur die jare en die woord heiligmaking gebruik en gesê sonder heiligmaking sal jy God nie sien nie. Jy moet heilig wees en vertel hoe moet jy jou heilig maak en toe het hulle by uiterlike godsdienst gekom. Hulle het begin kom wat se klere jy moet aantrek of nie moet aantrek nie. Wat se tabak jy moet rook of nie moet rook nie. Wat 'n woorde jy mag gebruik of nie mag gebruik nie. Of jy moet lang haar hê of kort haar hê. En is alles uiterlike rituele en godsdienste. En dan sê as 'n ou so lewe sê, kyk hoe heilig is hy. Hy het net sy mode verander. Maar as jy selfe ou blikskottel steeds die binnekant. Wat jy buite sien is nie wat hy binne is nie. En die Here kom met hy wedergeboorte en hy verander ons van binne af buitekant toe. Hy kom deur genade en hy vergewe jou en hy spreek jou vry. Hy sê en ek hou niks teen jou nie. In elk geval ek gaan nooit weer in jou sonde en ongeregtigheid dink nie. En ons hoor dit in die woordskool. Hy het nie ons sondes weg of toegemaak nie. Hy het ons nie sondes onder die bloed gesit nie. Dis nie waar nie. Die skrif sê hy het ons sondes weggeneem. So ver soos die ooste van die weste, weggeneem. Soos ek voor jou staan, is ek einde September, oud is ons dan? 74, nee, ja, 74. 74 jaar se sondes is weggeneem. Jy is nie geroep om daaroor te dink, of dit te pruim nie. Sit 'n kou daaraan nie. Te wonder daaroor. Die Bybel sê is weggeneem. So op my boekie, my sluit is so skoon soos 'n pasgebore babatjie se geskiedenis. Daarom sê jy's 'n nuwe skepsel. Daai nuwe skepsel beteken nuut soos first time. Een van die dae gaan jy weer 'n babatjie wees en jy's nog een op pad. Mag ek nou al sê wie dit is? Maak so of so. Ek kyk vir jou.
hier van ons voorsangers wat baie stout was, nou is daar 'n babatjie op pad. Maar daar is nog een op pad, ook vir ons wat stout was. En wanneer kom hy babie? Junie maand. My maand is hier 'n dogtertjie op pad. Nou ek net hier moet weet, ek gebruik, as daai babatjie daar gebore is, die ouma sal lê en begin skree. Ek weet nie veel nog op die boutjies klap of wat maak nie goedjies, maar sy begin skree. Geen geskiedenis nie. Soos die kind van God in Christus Jesus. Oh Lord. Regverdig as jy nog nooit gesondig het nie. Jy is alleen in Jesus Christus. So as jy met Moses die pad verloop en probeer die wet te onderhou wat Moses vir jou gegee het, dan wil ek net vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie. Daar is 10 wat hy gehad het op die klippe. En ek verstaan, toe die jaar het nog bygekom tot 613, hoor ek het nie getel nie. Maar raai net wat, as jy al hy wet moet onderhou om gered te word, die meeste van ons kan nie sy 10 onthou nie, wat nog te sê die reis. Daarom sê dit net een pad, nie 613 nie. Een pad, Jesus Christus. Niemand kom tot die Vader, behalwe deur my nie. So, die wet wat gekom het deur Moses, en ek wil hê jy moet iets verstaan oor die wet, en ek weet onmiddellik toe ek oor die goed preek, dan kom daar 'n teks in jou kop op, en die teks wat jy ophaal, as die Here Jesus sê, geen jota of titel van die wet sal verbygaan. Het jy dit al gelees? Nou, ek wil jy moet iets verstaan as jy die Bybel lees. Matteus, Markus en Lukas en Johannes is al 4 boeke is geskrewe in die Ou Testamentiese tyd. Omdat dit in ons Nuwe Testament opgevat is, beteken nie dis Nuwe Testament nie. Dit is geskryf in die Ou Testamentiese tyd. En die Here Jesus het gekom en hy het nie gesê om die wet weg neem, want hy het gekom om daardie wet wat niemand kon hou nie te kom vervul. En hy sê dit self. Hy sê nie een van daai goed sal verbygaan nie, voordat hy hom vervul het. Hy vervul die hele wet. En al sy mag en krag en gesag vervul. Nou die woord vervul beteken om vol te maak. So as iets vervul is, as ek 'n 44 gelling drom het, wie van die broers onthou nog 44 gelling drome? En ek het 'n housepyp daar, 'n waterpyp wat oop is en hy loop en ek wil hom vol maak en as hy begin te oorloop, dan weet jy nou hy's vol. En al los hy pyp vir nog 3 dae in hom, jy gaan hom nie vol kry nie, hy's vol. Dis wat vervul is. Dan is hy klaar vol, dis afgehandel, dis verby en dis hy kom hy Jesus en hy vervul aan die kruis van Golgotha die hele wet en al sy geregtigheid hy vereis het die wet het Christus kom vervul ook aan die kruis van Golgotha afgehandel, volgemaak. Jy kan nie gaan nie, verder gaan nie en jy kan nie beter gaan nie. Hy het dit klaar kom doen. Is julle nog by my? So ek net nie moet verstaan. As hy kom en hy sê die wet is vervul. As jy dink aan daai, ja, maar geen jota of nee, jy is heeltemal reg, dis wat hy gesê het. Maar hy het nie daar gestop nie, want daardie goed sal nie verbygaan voor hy nie die prys betaal het nie. Anders het hy te vergeefs gesterf. Hy die prys kon betaal. Sodat ek jy kan weet, dit wat ons nie kon doen nie, dat hy vir ons kan doen, en nou, omdat ek en jy in hom glo, word ons gered. Nie op grond van wat die wet wat ons probeer onderhou nie, maar op grond van die feit dat ons glo in Jesus Christus. En hierdie wet het so saamgekom, het so in die Israeliete kom vassit, dat het vandag nog partykeer in die kerke vassit. En partykeer maak jy jou eie wette. Jy weet, dan voel jy weet, jy 'n paar wette nog bymaak. Ek onthou van 'n broer wat ek gehad het en ek weet nie waar hy vandag is, maar hy was 'n pragtige mens geweest, maar hy het 'n wet vir homself gemaak. Hy moet 4 ure 'n dag bid. En toe kom hy later in die voltydse bediening, toe kom hy agter, jy sukkel om 1 uur te bid,
vir al die jare toe ons begin bedien het, jy het huisbesoek gedoen, mense gesien, hulle jou kom sien, jy het mense, gemeentes gesag, jy het rondgehardloop, en dan toe trou jy nou nog. Nou ja, en toe kom er nog 'n paar probleme by, en raak al moeilik, en het so 'n depressie amper op hom gebring. So, dan sê hy vir my, ek is agter, ek is al 8 ure agter, ek weet nie hoe gaan ek dit ooit opmaak nie. Hy so hy veroordeling, is 'n klein ding wat ek gebruik, maar baie van ons het sekere wette in ons koppe. Ons eie wette om onsself beter te maak. Adam en Eva, God sê vir hulle, voor hy het vir hulle sê God vir homself, kom ons maak mense na ons beeld en gelykenis. Wie van julle weet jy kan dit nie verbeter nie? Behalve Eva en Adam. Eva begin met die storie. Die slang sê vir, man, God weet, as jy van daai boom eet, gaan jy net soos hy wees. Sê jy nie, gee daai boom te kom eet. Hoe dom kan jy wees? God het gesê, jy is gemaak na my beeld en gelykenis. Wat kan jy nou verbeter om in daai boom te eet, vra ek vir jou. Daar het 'n hele paar selle gekort, om net dit te kan dink. Hoe kan jy jouself verbeter? Dis die werke godsdiens. Plek in hom te glo in sy volheid en sy heerlikheid. Wil ek en jy ons werke godsdiens probeer vir ons 'n beter posie skep in die hemel. Wil ons beter doen as wat God met ons besig is. Beter doen as wat die Gees met ons besig is. So daardie wette het so in Israel gesit van die goedes vandag oorgedra in ons, en selfs in die gemeentes van die Here Jesus is dit. Maar nou kom Paulus en hy beskryf die goed en hy vertel vir Romeine. Hy sê vir hulle, so my broeders, is julle dan ook ten opsigte, net voor ek dit lees, die voorbeeld wat Paulus gebruik is 'n man en vrou wat getroud is. Nou sê hy, die wet sê van 'n man en vrou wat getroud is. Hulle is getroud. As die vrou nou gaan terwyl hulle getroud is en 'n ander man sin word, dan word sy egbreekster genoem. Reg? Hy sê maar, as die man doodgaan, dan is sy vry van daai wet. Dan kan sy 'n ander man sin word. Dan is sy nie egbreekster nie. Nou gebruik hy daai beeld om te praat oor die wet. En nou sê hy vir ons, jy kan gaan lees Romeine 7, daar van vers 1 af. Kan jy maar gaan lees. Maar nou kom hy in vers 4, hy sê, so my broeders, as julle dan ook ten opsigte van die wet dood. Wie van julle lees nog Bybel? 15, 16, 17. Wat staan daar? Hy sê, so my broeders en susters, julle ook sissies, julle is dan ten opsigte van die wet. Wie kan daar lees? Die dood, oorlede, die blik geskop, asem uitgeblaas, al die ander goed, dit is gone. Hy sê, terwyl ten opsigte van die wet sê dood deur die liggaam van Christus. So aan die kruis het ek saam met hom gesterf, ek is dood vir die wet, die prys is betaal, dis afgehandel, ek was saam met hom, die volheid is betaal. Daarom is ek vir die wet dood. Hy sê, nou, omdat ek vir die wet van Moses dood is, kan ek nou aan iemand anders behoort. Hy sê, om aan 'n ander te behoort. Namelijk aan hom, wat die dode opgewek is. Sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. So hy sê, ons gesterf saam met hom, vir die wet gesterwe. Maar nou, behoort ons aan iemand anders. Ons behoort nou nie net aan die gesterwe of gekruisigde Jesus nie. Ons behoort nou aan die opgestaande Jesus. So die wet ons vrygemaak van daardie deel. Ons is dood vir die wet, sodat hy sê ons aan iemand anders te kan behoort en hierdie persoon sê dit is Jesus Christus. Is julle by my? Wie van julle wil behoort aan Jesus Christus? Behoort aan Jesus Christus. Jy moet daai ding mooi kyk. Oh God, help us. As jy sê, maar ek behoort aan Jesus Christus, hoor wat ek sê. Die vrou wat getroud was, as sy dan rondloop, is sy egbreekster, maar as 'n man sterwe, dan kan sy iemand anders behoort. So as jy nou sê, ek is dood vir die wet, ek behoort nie meer in die wet nie, ek behoort aan Jesus Christus. En jy gaan nou, en jy probeer 'n wet doen, dan pleeg jy weer egbreek.
Oh Lord, nou raak die oë so star. Raak die oë so star. Die oomblik as jy sê ek behoort aan Jesus, maar karring hierso kant in die wet. Flikvloei, wat hy ding wat hulle sê? Flirt met die wet. Dan word jy 'n egbreekster. Want jy het hierdie man wat jy liefhet, waarvan jy die bruid is, deel van sy bruid is, wie sy liggaam jy is, omdat jy hom glo met hom een gees is. Hierdie man verneek en verraai jy om iets te gaan doen. Dan word jy egbreekster genoem, weer 'n keer. Wie is nog by my? Ek praat oor ernstige goed hier. Ek wil net verstaan dat in die kruis 'n broer vir my het gepreek en sy boodskap se naam was The Cross, the Dividing Line. Dis waar hy sny gekom het. Die afsny. Hierdie kant is wet. Ander kant is genade en waarheid. Ander kant is Jesus. Hier gee vir jou goed jy verdien nie. Hy spreek jou vry, verklaar jou regverdig sonder dat jy iets gedoen het. Hy sê net vir jou, as jy glo in hy seun, as jy regverdig. Maar Here, ek weet wat se mense is. Shut up en luister. Ek sê jy is regverdig. Wat sal jy sê? Yes, Lord. Wie is nog by my? Sê saam met my, yes, Lord. Jy weet jy, as jy daai gemengde gedagtes het, daai gemengde idees het, dan kan jy nie regtig wees wie jy moet wees nie. Maar as jy weet ek is regverdig, dit is so interessant hoe jou gedagtes werk. As jy verstaan, jy is regverdig verklaar, is interessant hoe jou hele lewe begin verander, want jou gedagtes verander. Daar's 'n repentance besig om plaas te vind. Daar's vernuwing in plaas van. En hierdie regverdige mens begin dan leef soos 'n regverdige. Jy hoef om te leer hoe om te doen, jy doen dit sommer self. Okay? Die wet het 'n ding om jou na sonde toe te vat. Ek gebruik hierdie voorbeeld vreeslik baie. Ek gebruik en ek vergeef my as jy hom al 7 keer gehoor het, hier is die 8ste keer. De Leon sy vertel ons 'n storie, sy is in Bredasdorp, hoe sy vir haar 'n fiets gekoop het, wat met die veldfiets het hulle mee ry. En sy sê maar, weet jy, as ek gaan ry saam met al die ouens gaan ry, dan ry ek in elke boom en bos en klip vas wat daar is. Sy sê, ek doen my bes om hulle nie raak te ry nie. Vooraf vertel ek vir my, ek mooi kyk vandag waar is nie goed. Ek moet mooi kyk, dat ek net nie goed misry. Sy sê, maar jy sal nie glo as daar 'n boom is ry, ek kan hom vas. Amper soos daai meisie wat in die rugbypaal vasgery het. Ek het haar naam nou vergeet. Marlies. Nee. Sy weet dat ek dit maak. Sy gaan nie van die ouer manne toe nou lank al. Sy sê, hoe doen jy dit? Hoe ry jy al hy goed mis, maar ek ry raak? Hy sê, smaklik. Sy sê, wat smak? Hy sê, ek hou net my oë op die pad. My oë op die pad. Sy sê, is al. Toe sê sy nog 'n rekening, hou my oë op die pad, en toe ry ek al hy goed mis. Jy sien, as hy iets as jou aandag trek, dan voeter jy in daai ding vas as jou aandag trek. Al is dit so dun paaltjie op die rugbyveld. Jy ry hom vas. Dus jy weet, kom en sê vir jou, dis verkeerd, en jy check it uit, jy maak vir jou nog 'n paar wette om seker te maak, jy is heilig, en hoe meer jy daarna kyk, meer loop jy in die goed vas, en jy verstaan nie wat gebeur nie. Maar hy sê, hou jou oë op die pad. Jesus sê, ek is die weg, ek is die pad, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. So wat hy vir jou sê vandag, hou jou oë op my. Hebreërs kom en hy sê, die Amplified sê, your eyes fixed and focused on the Lord Jesus Christ. As jy op hom is, dan mis jy al die ander goed. Al die ander goed jy nou pla, jy mis dit net. Jy mis dit net. So, jy is dood. Deur die wet. Sê om aan ander te behoort, naamlik aan hom, wat die dode opgewek is, sodat julle tot eer van God vrugte kan dra. So, jy kan nie vrugte dra, as jy nie Jesus Christus in jou lewe het nie. As hy jou Here meester is. Daarom Romeine 8, vers 1, kom en dan sê hy so,
Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Sê saam met my, daar is nou geen veroordeling. Nee, die hele gemeente, praat saam. Ek weet julle hou nie daarvan nie. Maar ek is besig om jou te help. Sê saam met my, daar is geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Ek het dink woensdagoggend vir die manne gesê, en ek wil nie, jy moet, al wat ek is net so seker van hierdie storie. Ek is so absoluut seker, jy weet, want ek weet ek maak mistakes. Weet, die Here het vir Adam en Eva, hy was by hulle, het hom gesien, het hom gepraat, maar hy kon steeds nie op vertrou nie, hulle het steeds vrugtediewe geword. So, Vader sê, nee, ek gaan nie op julle staat maak nie, ek maak op my seun staat. Hy is die regverdige, hy is die heerlik. Ek maak op hom staat. En elkeen wat aan hom is gered, omdat ek op hom vertrou vir die werk wat hy in julle plek op aarde kom doen het. So, ons maak net op Jesus staat. Nou, dan sê hierdie ding, nou daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees, maar na die gees wandel. Hy sê van die wet van die gees van die lewe in Christus, Jesus my vrygemaak van die wet van sonde en dood. 'n Ander boodskap, maar 'n groot boodskap. Altyd kom sê vir jou, as jy vandag sê met jou hele hart, ek glo dat Jesus Christus my redder en zaligmaker is, my verlosser is, dan sê die skrif, is jy in Christus. En omdat ek in Christus is, en ek verstaan die in Christus storie. Dit beteken, as ek oopmaak, en julle ouers kan sien, dan sien hulle hier is brood, as ek het uitgooi, dan is dit brood. Maar as ek kom toemaak, is al die brood die binnekant. Maar wat sien jy, die brood of die bakkie? Omdat ek in Christus is, sien Vader vir my in Christus. En ek weet of ek het mag sê, want ons interpreteer goed so baie snaaks, maar ek het so iets vir ons gesê. Ek het jare terug, maar jy wil gepreek vir mense gesê, en as jy dink, hier's taksies, die plek is vervuil met taksies. Ek sê, as ek volgende hier klaar gepreek het, ek is so seker van my redding verlossing, as ek hier klaar gepreek het, en ek klim my kar, en ek en Rita ry af, as jy by die kerk so afry, dan is daar 'n stopstraat net so 300-400 meter onder toe. En daar is altyd chaos, en ek kom daar, en 'n taxi maak my kwaad, en ek gee om 'n woord wat ek nie voorbereid vir kerktyd nie. Daar is 'n sparra wat uitspring, en ek sê lelike, en ek is so kwaad, ek kry hartaanval, ek gaan daar dood. Wil ek vir julle sê, julle sal my voor die troon kry. Weet of jy 'n skok wees, broer. Al wat ek vir jou sê, ek maak so staat op hom, ek trust myself glad nie. Is geen manier wat ek myself vertrou. En my enigste vertroue is in die verreëse Jesus Christus. En die skrif sê, ek in hom is daar geen veroordeling. En as jy Romeine 8 verder lees, as jy sien hoe hy die goed daar van vers 30 af weer vir jou vertel, hy sê vir jou daar geen veroordeling is in Christus Jesus. En wie is dankbaar daarvoor? Dit is hoe die skrif sê, rus in Christus. Hy is ons Sabbat. Jy hoef nie Saterdag 'n Sabbat te maak nie. Dis stupid. Hy is ons Sabbat. Jou Sabbat is 'n persoon, is 'n mens, die mens Christus Jesus. Hy is jou Sabbat, hy is jou rus. As ek in hom is, het ek klaar perform, because why? Hy het in my plek geperform. En Vader het hom aanvaar, en omdat ek in hom is, omdat ek in hom is, is ek regverdig. Omdat ek in hom is. Regverdig. As jy wil graag nie regverdig wees nie, enjoy the ride. Dis nie Bybels as jy so glo dat jy glo nie. Jy kan kom met al die tekste wat jy wil. Ek wil net vir jou sê, die oomblik as jy jou eie werke begin doen, klim jy uit Christus uit.
En ek wil net hê jy moet weet, dat in almal ontbreek die heerlikheid van God. Maar die genadegawe van God, genadegawe, 'n gift, is die ewige lewe deur Christus. Uit sy volheid het ons almal ontvang, genade op genade. Waar was ons gewees? Okay, ons wil graag vandag nog huis toe gaan. So kom ons kyk. Galasiërs 2. Paulus praat hier baie oor die wet. Gelees bietjie Galasiërs. Hy sê in vers, ek begin by vers 18 en hoor hy sê, want as ek weer opbou wat ek afgebreek het en betoon ek myself oortreder, hy praat nou juist vir die wet in Christus. Hy sê, want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. So, hy sê, deur die wet van Moses beskryf goed, wat sê, as gevolg van daai wet, as ek deur die wet is ek nou dood om vir God te lewe. As jy probeer verstaan ek hier om jou eie lifestyle, jou eie heerlikheid te verkry, jou eie heiligheid, dan is, as ek dan reg verstaan, weg van Christus af. En dis wat, as jy nou Galasiërs 4 en 5 gaan lees, dan sê jy weg van die genade af, weg van Christus af. Jou eie ding wil doen. Hy roep jou en sê vir ons, hier in vers 18, ek betoon myself 'n oortreder as ek weer terug gaan na die wet toe. Want hierdie wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Is jy nog by my? So hy kommuniseer, Paulus beskryf het. Ek is saam nog gekruisig, ons het net oor daaroor gepraat. En nou sê hy, ek leef nie meer hier, so ek is onder geen wettiese storie nie. Maar Christus nou, die verheerlikte Christus, die opgestaande Christus, hy leef in my. En wat ek nou leef in die vlees, leef ek die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad, homself my oorgegee het. So my hele vertroue is in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Wie is nog by my? Sê saam met my, ek sit my vertroue in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Geliefdes, jy dink beteken ek is nie lekker in my kop met jou te laat saam praat en al hierdie goed nie. Maar ek net sê, hierdie goed nie, is ernstiger as jou langtermyn polis. Baie ernstiger is dit. Dit is ernstiger as jou mediese fonds. Is ernstiger is belastings of rekening. Hierdie goed het met lewe te doen. Hierdie goed praat ons van hom. As ek aan hom behoort, dan het ek 'n ander lewe. Dan sê in vers 21, ek verwerp nie die genade van God nie. Want as die geregtigheid deur die wet is, dan Christus te vergeefs gesterwe. So jy maak hom weer, jy kruisig hom weer. Hy sê, ek verwerp nie, die een Engelse vertaling sê, I will not frustrate the grace of God. Of ek sal dit nie wegstoot van my af nie. Ek sal dit nie doen nie. Want hy sê, as jy geregverdig om jy die wet hou. En ek sien, dan gooi die goed toe aan die internet oor hoe moet jy die wet hou en die Sabbat hou. Luister, die skrif sê, as jy daai goed doen, hier staan dit geskryf, hy sê, te Christus, te vergeefs gesterwe. Ek wil iets sê, as hy te vergeefs gesterwe het nie een van ons wat hier sit, maak saak hoeveel Sabbat jy het, en hoeveel nuwe maande jy hou, sal het maak nie. Want hy is die enigste pad na Vader toe. Ag,
soveel goed wat ou moet oor gesels. Ons sal kyk in die dae wat kom. Johannes 1 vers 12. Ek wil dit vir jou lees. En dan stop. In Johannes 1 vers 12 kom hy en hy sê hierdie ding. Vers 11 sê hy het na sy eiendom gekom, sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nie op jy reg lewe nie. Nou sê ek nie moet soos wat sy ding gaan lewe, dis wat ek sê nie. Ek sê, hy sê hierdie ding. Maar almal wat hom aangeneem het, vers 12, het hy mag gegee, kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Dis jou redding. Hy gaan verder. Hy sê, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of die wil van die man nie, maar uit God gebore is. Daai goed, hy sê, bloed, wil, vlees, man, beteken dit wat nie uit die wet gebore is nie. Hy sê maar uit God gebore is. My en jou redding is nie oulik ons leef nie. Ek praat van ons redding, het te doen met ons geloof in Jesus Christus. Hy word ons koning en ons het, ek het die vorige Sondag gepreek, oor konings en priesters. Skoon my, oor konings en priesters. Maar wat ek nie verder gaan het nie, en 'n ander dag sal sê, of weer oor preek, as hy kom en sê, maar nou is Jesus die koning van die koning. Die Engel sê, he's the King of Kings and the Lords of Lords. So, hy sien ons as konings en priesters, omdat ons God se kinders is. Nie gebore uit die vlees nie. Jy kom nie uit Juda uit nie. Of uit Levi nie. Of uit een van die ander broers nie. Jy kom nie uit een van hulle gebore nie. Jy is uit God gebore. Dit maak 'n verskriklike verskil. Wie is nog by my? As jy uitstap en jy ken die Here Jesus, jy is gewederbaar, dan jy weet nie wat. Ek is uit God gebore. Die vyand sal vir jou goed skree en sê, ek ken jou, ek weet jy. Luister, die Bybel sê, die duiwel is die vader van die leuns. As hy vir my skree wat ek verkeerd gedoen het, as sê die Bybel vir my, hy lieg. Want in Christus is ek 'n nuwe skepsel. Ek is 'n nuwe mens. Ek het geen sonde nie. Dis nie dis nie onder die bloed nie, dis weggeneem. Dis gone. Dit bestaan nie. Die goed wat my van beskuldig behoort nie aan my nie. Dit behoort aan 'n ander ou, maar nie aan my nie. Want ek is uit God gebore. Jy sien jy my attitude begin loop en beweeg. Ek is 'n koning en priester omdat ek uit God gebore is. Begin jy so te lewe. Begin jou lifestyle verander. Dalk nie oornag nie, maar ek vir jou sê, dag in jou kop neer, sal die mense sê, die ou wat ons geleer ken het nie, ou wat dood is as twee mense. Dat iets gebeur. Die enigste manier om daar te kom, is op 'n plek, wat jy jou rug draai, op goeie werke, om God te behaag, en eerder doen wat Hebreërs sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Nie die werke nie, as ek die kan staan, werke. Hier kan staan, geloof. Geloof in wat? Geloof in Jesus Christus. Geloof in die kruis. En ons het so 'n motto wat ons sê by ons hier by die waterbottels aan ook geskrywe. En daar staan die klaarwerk van die kruis. As ek dit lees, dan sê it's finished, it's done and paid for. Ek is vrygespreek, my naam geskryf van die boek van die lewe.
En nou stop ek op 'n plek waar ek nie moes stop nie. Dalk met vertroon vir 'n volgende week te preek. Maar wat ek wel vir jou wil sê, hulle wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Die Skrif sê so. Die Bybel sê, as jy deur die Gees gelei word, as jy kind van God. Nie deur die wet nie, nie deur Moses nie, nie deur die ander goed in jou kop nie. Dis nie wat jou lei nie. As die Gees van God jou lei, dan word jy 'n ander mens. Hy sê dan is jy kind van God. Wie is nog hier so? Pastoor Joe Gillingham. Het jare terug toe ek op college was about 1983. Die ding vir ons vertel en ek het nou die dag weer met Charles ook daaroor gesels, maar het is goed wat kom vassit in my kop. Maar hy sê, Pastoor Joe vertel hierdie ding, ek probeer net vir jou as 'n voorbeeld gee, net 'n idee gee. Hy sê, vir een of ander, ek weet nie of hy sê vrou 20, 30, 40, 50, hoe lang getroud was, maar sy gee vir hom 'n ring. Maar hy sê, broer, so 'n knop van 'n ring. Hy sê, is 'n pragtige ding. En hy het dit in sy hande. En hy sê, maar broer, daai ding, as ek check hom nou en dan uit, hy sê, hy blink eintlik so, hy skitter, hy sê, man, is net van die beste. Hy sê, as ek my hand in die lug het om God te loof en prys, sê, dan check ek daai ringetjie so uit. Hy sê, en een dag toe sê die Here vir my, haal die ding af, gaan bære. Lang storie kort te maak, hy haal hom toe af, vra van hom, waar is hy? Hy sê, nee, is in sy kussie daar agter my kas. Hy lê nou al lang jare daar. Hy sê, maar broers, ek net sê, as jy so 'n ring het, en hy pla jou nie, jy hoef hom nie af te haal nie. Want weet, nou maak jy ons wet, hy het vir jou gepla, nou haal almal hulle ringe af. Dan is dit 'n spookstorie waarmee jy besig is. Hy word in die Gees gelei, die Gees hom sê, daai ding is 'n probleem, raak ontslaaf van hom. Daarom as jy na God luister, sal hy vir jou vertel, wat fout in jou lewe. Hy sê, my kind, ek is so lief vir jou, jy gaan eendag saam met my wees, maar terwyl jy op die aarde is, hierdie ding wat jy nou doen, is eintlik nie deel van die koninkrykie. Let it go. Los dit gaan. Want in ons koninkryk, my kind, leef ons anders as die manier. Die Here het my maar soveel boodskappe nou deur my kop hardloop, so ek sê, ek preek 8 weke, nou moet ek dit klaarmaak. Kerk, was nie maar eerder die Gees. Ek hoor meer, mense is te lui om deur die Gees gelei te word. Want they want to do their own thing. Want steeds hulle eie damn ding doen. En dan sê hulle vir my die woord, ek wil praat, God sal verstaan. God sal verstaan. Hoekom moet hy, die almagtige, groot, heerlike God, alles verstaan en jy voete voet as jy wil, maar hy moet verstaan. Wanneer kom die tyd dat jy verstaan? Wanneer kom die tyd jy jou voor kniel en sê, ek leef nie meer nie, maar u leef in my. Ek vra jou, wanneer kom die tyd? Wanneer kom die tyd wat jy deur die Gees van God gelei word en nie deur 'n ander stupid wet nie, maar deur die Gees van die Here in die heerlikheid ingelei. Ek vra vir jou, wanneer gaan jy verstaan? Dis wat God vir jou plan. Luister, jou beste planne beteken absoluut niks. Dit is, God se plan vir jou is ver groter as jou hoogste drome. Hy sê, God is in staat om te doen ver bo wat jy kan bid of dink. Nou try jy jou uiterste jou drome na te jaag. En dan word jou droom later 'n nagmerrie en jy weet nie hoe dit gebeur nie. Dis tyd dat die kerk deur die Gees gelei word. Nie die oorlede Moses nie. Nie die wette wat op die klip geskryf is nie. Maar God het gesê, hy skryf dus die wette op ons hart. Jy's reg. Maar die wette wat hy op ons hart skryf, is nie Moses se wette nie, is God se hemelse wette. Van, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Net so klein sinnetjie, that's the end of it all. God lief hê jou naaste, dis 'n liefdesstorie. Dis wat dit is. As jy met die Gees gelei word. Okay, amen.
Ons gaan nou hier so aan die tafel van die Here. Ons gaan nagmaal hê. En ek weet, as ons nagmaal hou, dan moet hierdie ding in jou kop opkom. Wat sê, Paulus sê, as jy nagmaal gebruik, verkondig as die dood van die Here tot hy kom. Dit beteken, ek het saam met hom gesterwe. Ek het saam met hom gesterwe vir die wet. Ek het saam gesterwe vir die ou lewe. As ek hier kom, dan bevestig dit, ek het klaar gesterwe vir die ou lewe. Dis 'n nuwe lewe. Dis hoekom toe hy die nag wat hy verhuis, die brood neem en die brood breek en uitdeel tussen hulle en sê, neem eet. Dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Maar hy stop nie daar nie. Na al geëet het, neem hy die beker. Toe hy die beker neem, toe sê hy vir hulle, hierdie beker is my bloed in die Nuwe Testament. So as jy drink, jy het 'n Nuwe Testament. Hebreërs sê 'n Nuwe Testament wat beter is as die Ou Testament. En hy sê daai een het nou verdwyn, ons is splinte Nuwe Testament. So die wat in Christus is, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Wie gaan my kom help? Ai? Ek weet nie wat. Ja, gaan jy so om die kant toe? Anita, daai kant toe, julle ouens met die glasies, een links, een regs, nog een links en nog een regs. As jy hom het, vat jou broodjie, vat jou glasie, maar moenie eet en drink nie, kom ons wag. Dan doen ons dit saam. Vat jou broodjie, vat jou glasie. Daar's nog iets wat ek wil doen hierna, hoor. Moenie huis toe gaan nie, daar's nog een ding wat ek wil doen. Een ding wat ek wil doen. Ek glo se woord van die Here. Nog een ding wat ek wil doen, maar kom ons gebruik die nagmaal. Terwyl julle die broodjies uitdeel nog, die glasies, net een ding sê, baie keer het mense, dan sê hulle my agterna, maar jy gee vir mense 'n lisensie nou om te sondig. Maar ek moet vir jou sê, geen mens wat ek ken, het lisensie nodig om te sondig, en jy doen dit in elk geval. Geen lisensie, dis die vlees. Romeine 8 sê, daar's niks goeds in die vlees nie. Net die gees wat jy oorwin. So ek gee vir niemand lisensie nie, jy doen dit sommer self. Maar gee vir jou 'n woord wat jou hoër vat en nog hoër vat en nog hoër vat, om jy nie belas is nie, maar lig in Christus Jesus. Ek wil nie haastig wees nie, vat jou broodjie, vat jou glasie, is amper klaar daar agter. Wie van u wat hier sit, het 'n rugprobleem, 'n rug wat gebuig of seer is in die larig? Is daar so iemand hier vanoggend wat 'n probleem met jou rug het? Sy het 'n probleem, gaan vir haar bid, Bernie. Is daar nog iemand? Julle okay? Hy het allemaal 'n broodjie en 'n glasie, allemaal.
No longer a slave to fear. Die wet het jou gelaat vrees. Vrees jy gaan dit nie maak nie. Vrees is nie goed genoeg nie. Maar God in Christ qualifies us to be good enough. Daar nog mense daarachter. Amen. Oké, as jy jou broodjie het, dink dit vir 'n oomblik na. Voor jy verder ander goed gaan doen in jou lewe. Dat iemand gesterwe sodat jy vry kan wees. Sterf van die wet dat jy Christus kan hê. Die verreëse Christus. As jy verlosser en saligmaker. As jy broodjie eet, sê, drink van die beker, sê vir jouself as bloed in 'n nuwe testament. Wat beter is as die oue. Amen. So eet en drink maar. Baie dankie. Baie dankie dat my gehelp het. Bernie, kom ons bid, staan op. You English speaking child of God. Eendag het ek vir 'n ander ou gesê, as vir Engelsman, ek sê vir 'n Engelsman eendag, jy beter Afrikaans leer praat, want in die hemel praat hulle net Afrikaans. Hy sê, do you know why? Ek sê nee. Hy sê, because he's earthly no good. Ek was nie so gelukkig met hom nie. Kom ons bid vir Bernie. Ek dank U dat God het gesond maak. Ek dank U dat hy rug nou in lyn kom met God se woord. Vir Bernie, ek kan sê deur my wonde is jy gesond, Bernie. You are healed because of the stripes of the Lord Jesus Christ. You are healed. You are healed. I speak healing to your body, into your mind, and even into your back. Healing in Jesus' name. The power of God flow through you to restore and renew, create in Jesus' name. Amen. Amen. As een ding wat ek gisterand gehoor het, wat ek moet doen, en ek nie nou huis toe gaan en help my om dit te doen. Nou moet julle mooi luister, die ouens wat my help bedien, soos al die voorsangers en goed wat hier voor kom staan. Elke Sondag, kom gou uit hier na toe. Al die voorsangers, waar is julle? Kom gou, moenie ek julle lekker, kom net. Kom net. Hulle weet wat so goed hulle is, kom. Benies, laat hy ding nog 'n tyd speel, dan kom jy ook hier na toe. Benies het elke week agter in 'n hokkie van eensames. Kom gou hier nou met jou. Dan julle ouens wat ons help bedien, soos hier by die deure, die koffie, al daai goed doen, kom gou hier nou met jou. Almal wat help bedien Sondag. Kom nou, ek moet julle sukkel nie, kom staan gou hier voor. Julle is mooi groot, staan net op, julle weet wie julle is. Kom staan hier voor. Kom. Kom gou. Almal wat bedien Sondag. Koffie en tee, wat mense groet, dinge laat gebeur, die wiele laat rol. Daar's van hulle wat jy Sondag amper nooit sien nie, maar staan daar agter die wasbak en was koppies. Pierks. Sodat ek en jy hier voor kan koffie drink. Is 'n reuse klomp, hè? En ek net sê is 'n klomp nie hier nie. Wat nie hier is nie. Ons gaan gisteraand terwyl ek in gebed is, hoor die Gees sê vir my, bedien bietjie daai mense. Bedien hulle bietjie. Is u dankbaar vir hulle? Wie veel is dankbaar vir hulle? Hulle doen die Engelse woord sê body ministry. Hulle bedien die liggaam van die Here Jesus. En ons is so dankbaar vir dit wat julle doen.
Baie dankie wat julle doen. Ons gaan nou vir julle bid. En ek gaan so by elkeen by op my hande so vinnig op jou sit en klaarmaak, maar as julle in die bank sit, please, omdat dit 'n woord van die Here is dat ek vir hulle moet bid, is dit ernstige ding. Ons speel nou nie tolletjie nie, dis ernstige dinge. Die Here wil ons met hulle bedien. Sal julle saam met my bid, wil jy sit saam met my bid, saam intree vir hierdie mense. Vader, ons dankie vir hierdie groep mense wat voor ons staan. Mense wat ons help, mense wat ons bedien met liefde. Vader, ons weet soms is dit nie vir hulle lekker nie. Soms is hulle eie behoeftes, hulle eie beproewinge, maar nie teestaande daarvan is hulle altyd hier. Hulle altyd gereed om te help. Vra van nog werk. Dankie vir elkeen van hierdie mense. Ek dankie dat die Gees van Christus in hulle is. Die Gees in hulle is om te bedien soos Jesus hulle die liggaam bedien. Vader, ek bid vir elkeen van hulle. Die salwing van Jesus Christus. Die heerlikheid van die Here op hulle. Kosbare mense geroep. Geroep. Jy is geroep om te doen wat jy doen. Jy is geroep om te doen. Al dink jy waarvan, jy is geroep om te doen wat jy doen. Daarom is die salwing van die Here op jou. Ek dank jy, Here Jesus. Dank jy in Jesus naam. Ek dank jy wat die Vader doen. Ek dank jy, Here, vir u heerlikheid. Dank jy vir u krag. Gaan so vinnig die relaak. Dank jy, Here Jesus. Ek lê my hande op met 'n rede. En die Gees van Christus kragtige, heerlike dinge in hulle doen. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Dankie, Here Jesus. Dankie dat jy vir hulle toe doen. Dankie vir bediening in Jesus naam. Salwing van die Gees van die Here op hulle. Yes. That's it. Dankie. Hulle twee kom al 'n lang pad, 'n ver pad, 'n lang pad van bediening. Is nie die eerste plek waar bedien vir jare op ander plekke bedien. Ons dankie daarvoor. Ons dankie dat hulle wiele nie afgekom het nie. Ons dankie dat hulle nie moeg geword het. Ons dankie dat hulle aanhou in die Gees van die Here. Dankie dat jy vir hulle doen. In Jesus naam. Dankie. Dankie vir die twee, vir die jonges. Dankie vir hulle werk. Dankie vir hulle wysheid. Dankie vir hulle insig. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus. Dankie wat U doen. Oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dankie dat U vir doen. Margriet het gekom in 2012, was al hier. Dankie, Here Jesus, vir die jong mens, vir hart en gesindheid. Dankie vir my suster en my broer. Hulle het die ander dag hier aangekom en dadelik gesê, wat kan ons doen? Fantastisch. Fantastisch. En ons is so bly. Dankie, Here, dat die salwing op hulle is. Dat jy woord op hulle is, dat U lewens verander. Hulle groei in Christus in Jesus naam. Dankie. Dankie, Here Jesus. Dankie die Vader. Dankie vir hulp en ondersteuning, getrouheid in Jesus naam. Dankie, Here, vir daarna. Dankie wat sy doen in die musiek, vir die help, die ondersteuning, wysheid. Dankie, Here. Dankie vir die jong man met krag en heerlikheid. Krag en heerlikheid. Krag en heerlikheid van Christus in hom openbaar word. Krag van die Here Jesus. Dankie, Here, dat hy nie agter die wêreld en hardloop nie, maar agter Jesus aan. Dankie. Dankie vir my broer. Ou basgitaarspeler. Gespeel vir die danse. Nou speel hy vir die kerk. Dis nou 'n verandering. 'n Nuutheid. Dankie my broer. Dankie wat hy in sy lewe gedoen het. En Here, ook hy is 'n voorbeeld van waar hy was en waar hy is. Ons dankie daarvoor. In Jesus naam, dankie vir my broer. Hy is ook besig met bedienende werk, hy en sy vrou. Hulle help met sendingwerk. En ek dank U, Here, dat die Gees van Christus wat in hulle is, hulle versterk en verkoop in hierdie dae. Die heerlikheid van God die hulle openbaar word. Dankie. 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 Sy was te bang om te bid voor mense. Nou bid sy die stof staan voor mense.
Dankie dat jy haar lewe gedoen het. Dankie vir die heerlikheid van die Here op haar. Ek eer u vir u goedheid en guns, ook in haar lewe. Dankie vir my broer. Dankie Here vir die jongman. Ook beweeg in die krag en die heerlikheid van die Here. Dankie dat hy gekom het, dat hy gehoor het en geluister het en kom help. Ek bid die heerlikheid van die Here Jesus deur hom openbaar sal word. In Jesus naam. Dankie vir my broer, die dromspeler. Dankie wat hy in sy lewe gedoen het en steeds doen. En nie gaan stop nie. En hy ook gaan groei en gaan van krag tot krag. Bid vir my suster, in Jesus naam. Dankie dat die salwing ook op haar lewe is. Die guns en die goedheid ook uit Sion haar bestraal. Die kerk, die liggaam van Jesus voordeel trek uit haar bediening in Jesus naam. Amen. Amen. Hier sien is die ander sussie en hier is die ander sussie en pa en ma. Ons dankie vir hulle twee. Toe hulle gekom het hulle dadelik gekom skouer aan die wiel sit. Dadelik kom help. Dadelik. Vader, ek dankie vir hulle. Ek dankie vir hulle getrouheid. Ek dankie vir hulle liefde. Hulle het so 'n geseënde gesin. Ek dankie Here wat U in hulle lewens doen. Dat daar 'n mooi salwing en heerlikheid op hulle is. Dit sal gaan van krag tot krag in Jesus naam. Dankie Here Jesus. Ek wil net sê hy lyk nie altyd so nie. Wys net wat die Here nou kan doen. Hy het getroud met hierdie das. Nou is dit julle troudag vandag. Nee, is April. Ja. Dis ouderling. Vader, ek dankie vir hulle bediening aan die kerk. Aan die kerk van Jesus. Aan die liggaam van Jesus. Ek dankie vir die mooie dinge wat hulle doen, hulle getrouheid en ondersteuning. Bid Here die Gees van Jesus Christus, hulle altyd sal lei in alle waarheid in Jesus naam. Amen. 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 Het iemand gemis? Is daar iemand hier wat wil hê ek moet vir jou bid voor jy huis toe gaan? Dan moet jy nou opstaan of vir ewig swyg. Daar kom iemand. Kom gou. Kom staan net hierso. As daar nog iemand is, kom staan gou as jy weet hoekom ek vir jou wil bid. Ek weet nie. Jy en die Here weet. Dankie Here Jesus. Dankie dat jy vir haar doen. Dankie. Ek ken haar hart, ek ken haar gedagtes, ek ken haar kom en ek ken haar gaan. Haar ingaan en haar uitgaan weet jy dan. As niks wat weggesteek is nie, die Here sê voor jy bid het ek al geweet. En hy antwoord jou in Jesus naam. Daarom bid ek nou. Here Jesus, hy sal versterk, verkwik jy gees. Nuwe breakthroughs vir haar bewerkstellig. Nuwe breakthroughs. Nuwe lewe. My suster dat die ou dinge agter nou verby is. En ek hoor die Gees sê, let go. The old stuff. Laat gaan van die ou dinge. Strek uit na, Paulus sê, ek strek uit na voor en ek gryp na dit wat voor is. Ek wil vir jou sê, strek uit, ek gryp na voor. God se planne is beter as die verlede se. Jy kan dit nie meer regmaak van verkeerd te sê, maar daai nuwe planne is heerlik vir jou. In Jesus naam. Thank you, Jesus. Daar sê, amen. Allemaal gelukkig en tevrede. Die sê, daar staan hy. Oké. Kerk van die Here. Dankie dat jullie was. Onthou dat ek in die begin van die dienst gesê het, ek het gekom te hoor wat sê God van my. God sê vandag vir jou, word geleid deur my Gees. En niks anders daarin. Amen.